Goeiemôre almal, baie welkom hier by ons Sondag erediens. En vanoggend is tyd om die Here te loof. Vanoggend is die tyd om uit julle doppe uit te klim. Julle kan nie uit julle huise uitklim nie, maar klim uit julle doppe uit en loof die naam van die Here. Dis sommer 'n lied wat vir julle bekend is en wat vir julle lief is as gesin. Sing dit saam. Onthou ook, daar waar julle is, 'n kersbrand te steek. Om ons almal te herinner aan God se teenwoordigheid. Hulle is ons ver van mekaar af, is ons saam in die naam van die Here. Die lewe is vol lofsange. Die lewe gee vir ons geweldig baie redes steeds om die Here te loof. Geliefdes, dit is ook die kenmerk van 'n Christen om die Here te loof. Die vraag is dit in hierdie tyd, in hierdie moeilike tyd, ook die kenmerk van my en jou lewe? Dit is Palmsondag en dit is die dag waar die skare Hosanna, Hosanna gesing het, Hosanna in die hoogste. Die koning, die Here Jesus Christus geloof en prys het vir sy koms na Jerusalem. Vanoggend kom ons skriflesing uit Psalm 118. En die Psalm herinner ons aan die vreugde wat dit is om die Here te dien, omdat hy die God is wat ons gebede verhoor, omdat hy die God is wat goed is. Sy liefde is daar geen einde. Dit is 'n voorreg om dikwels in hierdie Psalm om te getuig, om deur lof en dank van die Here te getuig, want aan sy liefde is daar geen einde nie. Die Psalm gaan ons ook herinner dat Jesus Christus die belangrikste klip, steen in die vorming van ons as gebou is. En daarom wil ek julle uitnooi, begin die fees, wyf die takke, getuig van wat God vir jou gedoen het. En deel dalk soms so vanoggend met mekaar. Waarvan kan jy vanoggend getuig? Is jy besonder dankbaar voor? Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Israel moet getuig, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die huis van Aaron moet getuig, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die wat die Here dien moet getuig, aan sy liefde is daar geen einde nie. Aan almal van julle wat aan God behoort en wat deel aan God se eindelose liefde, wat soek na meer en meer van God se liefde. Aan elkeen van julle, genade en vrede vir julle van God onze Vader en die Here Jesus Christus wat in ons woon en deur ons werk deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, in ons benoude bestaan het ons gereelde behoefte aan 'n ruim perspektief op sake. U sien ons verder en dieper. U ken ons omstandighede en ons vyande gewaan en werklik beter as ons. Ons leef immers in u koelte. Ek roep u gereeld in, asof u nie die skadu aan my regterhand is nie, en sê, Here, kom help. Dan antwoord u my, deur my los te maak van vrees. U maak vir my 'n plek, selfs nader as gewoonlik aan u. Om op u te mag vertrou, is anders as om my op mense, jy slimmes en belangrikes te verlaat. Dit is nie net u trou wat van heeltemal ander gehalte is nie. Dit is ook u manier om my onder u beskerming te neem. Kyk, Here, almal weet dat hooggeleerdes en hooggeplaastes eintlik net al eie saak wil bevorder, hul naam wil hoog hou, en daarom is my noodkreet,
wat hulle betref bloot 'n middel tot 'n doel. Vir hulle is ek 'n nommer, 'n stowwerige leer in 'n onderste laai. Maar vir U maak ek saak, my vrees te geniet die voorkeur. Dit is ook algemene kennis, dat U van altyd af die blakerende son van my al wegkeer. Deesdae weet almal, dat U ook in tye soos die, my hoog optel, en my 'n nuwe ruimte laat sien, die sagte ligkring van U beskerming. In my nood, Here, roep ek na U. U verhoor my gebed, U bevry my. Here, U, Here, is by my. Ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? U, Here, is by my. U help my. Ek sal neerkyk op die wat my haat. Om by die Here te skuil is vir my beter as om op mense te vertrou. Om by U, Here, te skuil is beter as om op hoë mense te vertrou. Amen. Ons skriflesing, soos ek genoem het, kom uit Psalm 118. Maar vanoggend het ons 'n keuse. Ons het 'n keuse om te besluit om fees te vier, om palmtakke te swaai. Daarom wil ek julle sommer uitnooi, as daar 'n palmboom in julle tuin is, gaan pluk 'n takkie, vou 'n kruis, sit 'n tak voor julle deur op, voor julle voorhekkie. Gooi vanoggend 'n palmtak voor julle voordeur. En as julle nie 'n palmboom het nie, pluk sommer net 'n tak wat skree van lofprysing en sit dit voor julle deur neer. En weet dat die Here ook op pad is om vir julle redding te bring. Ek wil graag met julle die storie deel van Jesus wat op pad was na Jerusalem met die donkie, en ek deel dit graag vir julle vanuit die kinderstorie Bybel. Baie mense het vir die Paasfees Jerusalem toe gekom. Jesus was ook op pad na Jerusalem. Toe hy naby die Olyfberg kom, het hy 2 van sy disippels vooruitgestuur. Gaan na die dorpie hier naby, sê hy. As julle daar kom, sal julle 'n jong donkie kry wat vasgemaak is. Niemand het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los, bring hom vir my. As iemand vir julle vra wat julle doen, sê dan dat die Here hom nodig het. Die disippels het so gemaak en die donkie vir Jesus gebring. Hulle het van hulle klere gevat en dit op die donkie se rug gesit, sodat Jesus op die donkie kon ry. Van die ander mense wat in Jesus geglo het, het ook van hulle klere en palmtakke op die pad gegooi. Hulle het God geloof oor al die wonderlike dinge wat Jesus gedoen het. Loof hom wat in die naam van die Here kom. Hy is ons koning. Hy bring vir ons vrede en al die eer behoort aan hom, het hulle gesing. Die Fariseërs was baie ontevrede oor. Sê die mense moet stil bly, sê hulle vir Jesus, maar Jesus antwoord hulle. As hulle ophou sing, sal die klippe begin uitroep. Dit is ook waarvan die psalmskrywer skryf in Psalm 118. En daarom lees ek ook vir julle verder van Psalm 118 vanaf vers 10 wat sê: Die Here doen kragtige dade. Nasies het van alle kante af op my afgestorm. In die naam van die Here het ek hulle aanval afgeslaan. Hulle het my omsingel, my van alle kante bestorm. In die naam van die Here het ek hulle aanval afgeslaan. Hulle het soos bye om my gepak, maar hulle het verdwyn soos doringtakke in 'n vuur. In die naam van die Here het ek hulle aanval afgeslaan. Die vyand wou my platloop en my ondergang bewerk, maar die Here het my gehelp. Die Here is my krag en my beskerming. Dit is hy wat my gered het. Hoor die gejuig en die laar van die oorwinnaars. Die Here doen kragtige dade. Die Here triomfeer. Die Here doen kragtige dade. Ek sal nie sterwe nie. Ek sal lewe van die dade van die Here getuig. Die Here het my swaar gekastei, maar my nie aan die dood oorgegee nie. Maak die tempelpoort vir my oop. Ek wil ingaan
en die Here loof. Dit is die poort na die Here toe. Regverdiges mag daardeur ingaan. Ek wil die Here loof, omdat hy my gebed verhoor en my gered het. Geliefdes, daarom wil ek julle herinner, dat weet dat hierdie die God is, wat julle oneindig lief het. En dat dit hierdie God, met die oneindige liefde self, is wat die pad vir ons gereed maak. En soos Jesus in Jerusalem inkom, het mense die takke gewuif en gesing, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Want hy is hulle enigste redding, hy is die koning. Jy kan by sy voete gaan sit. Kom ons bid saam. Here, U is God, wat my altyd verwelkom. U oop deure laat vreugde by my oorborrel. Vreugde van dankbaarheid, ten spyte van. Amen. In Psalm 118 vers 22 staan daar dan: Die klip wat deur die bouer afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en is 'n wonder in ons oë. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Red tog, Here. Gee tog voorspoed, Here. Geliefdes, ons lees regter die woord van die Here en selfs in die Nuwe Testament dat Jesus die belangrikste klip in ons gebou is. Hy is ons hoeksteen en ons sluitsteen. Hy is die hoeksteen waarop alles gebou word. Wat ons sterk maak. Hy is ook die sluitsteen wat ons aan mekaar bind. En dit is ook my gebed. Dat julle sal ervaar dat hierdie God van liefde, julle krag gee en julle aan mekaar bind. Prys hom wat in die naam van die Here kom. Ons seën julle uit die huis van die Here. Die Here is God. Hy skenk ons lewe. Begin die fees, wuif die takke, gaan tot by die horings van die altaar. Die Here is God. Hy skenk lewe. En dit gee vir ons rede om fees te vier. So as jy vanoggend voel asof ek met my lofliedere al absoluut mal is dit oukei. Maar dit is ons taak, julle. Jesus het steeds gesterf aan die kruis. Jesus het gely vir ons sonde. En ja, daar by die kruis het mense weer toegejuig, kruisig hom. Ek en jy het 'n opdrag om steeds die Here te loof. En ons het ook 'n keuse. Ons kan natuurlik kies om te neergedruk en negatief deur hierdie hele tyd te wees. Of ons kan kies om met mekaar te deel waarvoor ons dankbaar is. En daarmee ontken ons nie die hartseer, die siekte, die nood waarin mense in hierdie tyd verkeer nie. En asseblief bid vir almal in nood, bid vir die wat honger is, bid vir die wat siek is. Weet dat hierdie 'n groot krisis is. Maar hierdie krisis kan ons nie neergedruk maak nie. Ons moet steeds die Here loof en prys. Jesus het tog reeds die oorwinning behaal. Daarom kan ons fees vier. In vers 28 staan: U is my God, U wil ek loof, my God. U grootheid wil ek besing. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie.
want aan God kom toe al die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Soli Deo Gloria. Kom ons sê dankie vir die Here. Telkens as ons op reis terugkyk, sien ons die spoor wat ons gelaat het, kronkelend tussen die dubbeltjies deur, verwonderend oor die baie rusplekke wat so geil teen die roete lê, Here. Ag, en ons het dit nooit waardeer toe ons daaraan gedoen het nie. Ons het soveel tyd met beselagtighede, striwelinge, lawerisies gemors. Ons het te lank beplan, te gedetailleerd gereël en te min daarvan geniet. Ons is boonop bitterspyt oor die klippe waarmee ons medereisigers van ons wou weghou en oor die omhelsing van ons oorvloed padkos wat toe mos mif geword het. Maar ons dank U, Here, vir die baie stof tot dankbaarheid wat by terugskoue steeds talmend oor die roete hang. 'n Herinnering aan U wat elke swaar tree saamgestap het, wat elke gesprek moes aanhoor en alle klagtes moes hanteer en ontelbare struikelblokke uit die weg moes ruim. Hoe dikwels het U omgedraai en eers die sukkelaars gaan versorg? Hoe het U hulle nie moes optel en verder dra nie? O Here, U het met soveel liefde na hulle omgesien. Ons wat graag ander pad kyk, het skaam gekry. Later het U afgekyk en geleer hoe lyk deernis in die volson van God se genade. Kyk dan nou hier, Here. Kyk hoe bring ons darm 'n boomtak of so van die laaste oase en kyk hoe waai ons dit heen en weer. Hoor hoe roep ons almal op vir die reunie en onthou jy nog 'n dankie sê vir U. Blessed are you who enter in God's name. From God's house we bless you. God is God. Thank you, God. He is good. His love never quits. Mag die Here julle met liefde seën en julle in sy liefdevolle arms beskerm. Amen. The song